spesiaal sal wees, omdat ons hier is om voor ons Here te kom. Ons doen dit in eenheid, want hy het ons saamgeroep as kerk van God, maar dat ons vanoggend ook in die voorbereiding tot nagmaal regtig sal beleef, dat die Here ons harte kom aanraak, dat hy ons kom wys vanoggend wie hy is, hoe hy in ons lewens werksaam is, en dit ook wat hy in hierdie dag vir ons wil kom sê. Dit wat hy in hierdie dag vir ons wil kom wys, oor sy liefde, oor sy grootheid, en oor sy besig wees met ons, in 'n wêreld wat donker is, in 'n wêreld wat hom nie erken nie, en hom nie herken dikwels nie, en daarom is my gebed dat dit vir ons elkeen 'n kosbare oggend saam sal wees. Here, musiek gee vir ons die geleentheid om iets te beleef en iets te kom sê, wat ons dalk andersins nie altyd weet hoe om dit te doen nie. En dankie vir hierdie gawe wat U vir ons gegee het om voor die troon mee te kom, en net U naam te kom groot maak, om U te kom erken vir wie U is, en hoe groot U is, en die almag, en die glansrykheid, Here. En dankie dat ons in dit ook kan weet, dat ons nie te nietig is vir U nie, maar dat U ons oproep, Here, tot iets groots, omdat U groot is, dat U ons saamnooi op 'n spesiale pad. En Here, vanoggend is my gebed dat ons regtig sal kom hoor, Here, waartoe U ons nooi. Dat ons harte sal wakker word van 'n opgewondenheid en 'n dringendheid om deel te wees, om hierdie pad te stap saam met U. En hierdie wêreld toe te laat, om dit te demper nie. En Heilige Gees, daarom bid ons vanoggend en ons vra dat U vir ons die woord sal oopbreek. Dat ons regtig sal verstaan, maar dat U ook in ons harte die dinge sal kom afbreek, Here, wat ons dalk daarvan weerhou om regtig te kan hoor wat U vir ons wil sê. Lei ons daarom, Here, in U waarheid. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Petrus 3. Ek gaan op die skerm is die boodskapvertaling, maar ek gaan ook uit die 83 vertaling lees as jy in jou Bybel daarin wil blaai so lank. So, Daniel en sy vriende is hierdie week se fokus. Ons nou die eerste 2 weke van ons tema op Ester gefokus, en hierdie week wat kom se Bybelstudies aan die eerste een oor Daniel. En julle weet, ons preek nou nie elke week oor die spesifieke tema in die Bybelstudie reeks nie, maar ons preek die tema, 'n teks wat daarbey aansluit, nee, anders is die teks klaar deurgetrap as jy by die Bybelstudie kom. So vanoggend se teks gaan ons help om bietjie te verstaan dit wat Daniel en sy vriende deurgemaak het, hoe hulle in hierdie vreemde plek gefunksioneer het en die keuses wat hulle moes maak. So dit was nie 'n eenvoudige tyd vir hulle gewees nie. Hulle is vreemdelinge in ballingskap, en hulle word opgeneem in die tempel. En in die tempel moet hulle bepaal, die paleis van die koning, en daar in die paleis moet hulle sekere keuses maak, nee. Hulle moet besluit hoe ver gaan hulle deelneem aan dit wat daarvan hulle verwag word. En dan weet ons in Daniel 1 wat ons nou hierdie week gaan behandel, wat hulle die kans waag om te sê, geef ons die geleentheid om dit anders te doen, en kyk wat is die resultaat, nee. En dan weet ons die guns wat hulle gehad het, die hoë posisies wat hulle uiteindelik beklee het. So hulle het in 'n vreemde wêreld, het hulle nuwe maniere gevind om daar te leef, en hulle het uitgestaan elke keer. Elke keer is hulle raak gesien vir wie hulle was en hoe hulle geleef het en die keuses wat hulle gemaak het. En ons gaan dan bietjie saam daaroor dink, want ons is nie in fisiese ballingskap nie, dit het ons nou vanoggend al vir mekaar gesê, maar ons leef in 'n wêreld waar ons geloof nie
oral erken word. En ek dink in Suid-Afrika word ons nog so bietjie nie so erg blootgestel aan die teenkanting wat daar buite in die wêreld is nie. Maar tog is dit so, hoor ek by mense die dinge wat hulle beleef, wat hulle voel, maar as gelowige weet ek nie lekker hoe om in hierdie situasie op te tree. Ek weet nie hoe om te reageer nie, of ek het oorreageer, want dit maak my kwaad. So die vraag wat ek wil hê jy in jou agterkop moet hou vanoggend as ons deur 1 Petrus gaan werk en dit wat ons daar sien is, waar is jy die afgelope week gekonfronteer in terme van jou geloofsintegriteit? Nee, want dit is wat Daniel hulle vir ons wys. Hulle het met daai geloofsintegriteit bly leef. Hulle het nie gesê ons is nou hier, nou doen ons wat die mense om ons doen. Ons wil nie uitstaan nie, ons wil nie golwe veroorsaak nie. Waarin die afgelope week is jy hiermee gekonfronteer? Dat jy 'n keuse dalk moes maak om te sê, gaan ek my geloofsintegriteit inboet vir hierdie saak, nê? Dit kan wees by die skool, ek het nie my huiswerk gedoen nie, gaan ek die gevolge dra, of gaan ek 'n leuen vertel, of gaan ek afskryf by iemand? Dit kan wees by die werk, daar's dalk konfliksituasies tussen kollegas, dit kan wees by die huis, dit kan wees in die verkeer, daar's baie dinge, nê, waar ons gekonfronteer word met keuses oor my geloofsintegriteit. So kom ons hou dit in gedagte as ons deur hierdie teksgedeelte gaan werk om te sien, maar wat leer ons by Petrus oor dit? So ek gaan eers vir ons lees uit die boodskapvertaling op die bord. Vers 12, 13 tot 18 sê, as julle regtig probeer om goed te leef, sal mense julle gewoonlik nie sleg behandel nie. Maar as julle moet swaar kry, juis omdat julle doen wat reg is julle eintlik gelukkig. Moet net nie vir mense bang word en die kluts kwytraak nie. Julle moet eerder wys dat daar in julle lewe net vir een plek is, naamlik vir Christus die Here. As iemand julle uitvra oor die dinge wat God julle beloof het en waarna julle so uitsien, gryp die kans aan. Vertel hulle daarvan. Doen dit mooi met eerbied vir God, sonder om windmakerig te wees. Sorg dat julle altyd doen wat julle weet reg is. Dit sal die mense wat so lelik van julle praat omdat julle Christelik optree belaglik maak, juis omdat hulle julle probeer swart smeer. As God dit toelaat dat ongelowige mense julle sleg behandel, is dit daarom baie beter dat hulle dit doen omdat julle goed en reg optree, soos Christene behoort op te tree, eerder as dat hulle julle so behandel omdat julle sleg gedra. Dit het met Jesus ook gebeur. Self het hy niks verkeerd gedoen nie, maar hy moes vir altyd vir ander se verkeerde optrede sterf. Die een wat niks verkeerds gedoen het nie, moes so vir al die verkeerde dinge vir ander betaal. So het hy dit egter vir ons reggekry om by God uit te kom. Sy menslike liggaam is wel doodgemaak, maar die gees het hom lewendig gemaak. Net tot sover. Ek lees dit ook in die 83 vertaling, want dit is 'n bekende gedeelte, maar dikwels omdat ons dit so goed ken, hoor ons nie meer regtig nie. Daarom help 'n teks soos die boodskap ons om so bietjie net anders te hoor. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Net tot sover gaan ons saam lees. Goed, so Petrus skryf vir 'n verskeidenheid gemeentes wat versprei is. Daar kan ons sien, dit is eintlik 'n baie groot area.
in 1 Petrus 1 vers 1 noem hy al die streke na wie toe hy sy brief skryf. So hy stuur nie vir een gemeente of 'n spesifieke persoon nie. Dis 'n algemene brief wat hy wyd versprei. Want die gelowiges het een of ander mate van teenkanting beleef. En as die teks al praat van lyding vanoggend, dan is daai lyding nie my persoonlike seer, finansiële swaar kry, my emosionele swaar kry of siekte of sulke tipe dinge wat ek beleef nie. Hierdie lyding vanoggend is spesifiek as ek ly vir my geloof. Die teenkanting wat ek beleef, omdat ek opstaan en sê, ek is 'n kind van God. So hy skryf vir 'n klomp mense en hulle word of gespot en afgejag deur hulle naby familie en vriende vir hierdie besluit wat hulle geneem het, of hulle word volskaals vervolg. Nee. So jy moet nou verstaan dat in daardie tyd was dit nou nie so bevoorreg soos ons, van wie ons, meeste van ons ma's en pa's en boeties en sissies en oumas en oupas en ooms en tannies en juffrouens en almal die Here gedien het nie. Hierdie mense het almal begin om te sê, goed, maar ek gaan 'n ou geloof, 'n ou afgod een kant sit en 'n nuwe God dien. En ek gaan Christus volg. So in 'n gesin of in 'n familie het almal nie die Here lief gehad nie. So hulle boeties of sissies of hulle ma's of hulle pa's hulle weggejaag. So hulle sê, ons soek jou nie hier nie. Hierdie is belaglik. Hoe kan jy alles wat ons jou van kleins af geleer het net so opgee? So is nie 'n eenvoudige ding wat hierdie mense beleef het nie. En dan kom Petrus en hy in hierdie hele brief wat hy skryf, bemoedig hy hulle en wil hulle aanmoedig om sterk te staan, om nie toe te laat dat hierdie dinge wat hulle beleef, hulle onderkry nie, om nie toe te laat om te sê, wanneer mense jou spot, hoe jy vir Jesus gekies het, moenie dat dit jou onderkry nie, jy weet hoekom jy dit omgekies het, jy weet wat dit in jou lewe verander het, en wanneer mense jou wegjaag, en wanneer mense jou wil doodmaak, onthou wat jy in Christus gekry het, dis baie meer, as dit wat jy moes opgee, toe jy Jesus gekies het. En dan is al 3 dinge wat ek vanoggend uit die teks uit wil uitlig, wat ons help dink oor hierdie lyding, nee. Hy sê, as jy goed en reg doen, dan behoort die mense nie lelik te wees met jou nie. Werk dit so? Werk dit so? Nee, ongelukkig nie. Want juis omdat ek goed doen, juis omdat ek opsom vir wat reg is, juis omdat ek die waarheid volg, afronteer ek mense. Kom ek mense dalk te na, binne hulle perspektief. Maak ek dalk iemand, bring ek hulle in die verleentheid of ek opstaan en sê, dit werk nie so nie. Ek kan nie hiermee saamgaan nie. So hy sê, as jy alles reg doen, dan behoort jy okay te wees. Maar as jy dan nog steeds nie okay is nie, as jy alles reg doen, en mense is nog steeds lelik met jou, dan moet jy bly wees daaroor. Wie van julle was al ooit bly omdat iemand lelik was met jou? Ons lywe werk nie so nie, ons ingesteldheid werk nie so nie. Maar hy sê, as jy lyding beleef en teenkanting beleef, omdat jy die regte ding doen, vir God, dan is dit 'n goeie ding. Want jy het 'n saadjie geplant, het iemand na God toe gewys, het iets hulle gewys van wie God is, en wat sy waarheid is. So daaroor moet jy bly wees, vir die geleentheid wat jy aangegryp het, vir die gehoorsaamheid wat jy gewys het. En omdat dit iets in iemand se hart gekrap het. So as jou gehoorsaamheid aan God iemand omkrap, nie jou menslike eie dinge nie, as jou gehoorsaamheid aan God iemand omkrap, dan moet jy bly wees daaroor en dankbaar wees dat jy die geleentheid aangegryp het om vir hulle iets van die Here te wys. En dan die mooi van hierdie teks wat sê, jy moet in alle omstandighede, elke oomblik reg wees om te getuig van die hoop wat in jou leef. As mense sien dat jy in hierdie wêreld wat vyhandig gesind is teenoor geloof en godsdiens en die Here. As mense vir jou sê, hoorie sommer, hoe kry jy dit reg? Om rustig te bly, om
geduldig te bly? Hoe kry jy dit reg om in daai omstandighede te bly werk waar jy daagliks teenkanting beleef? Dan sê dit, jy moet jou antwoord reg hê. Jy moet kan verduidelik vir mense hoe jou pad saam met die Here lyk, hoe in jou lewe gewerk het, hoe hy dinge kom verander en vernuwe het, hoe hy jou gedagtes kom vernuwe het, sodat jy anders kan dink en anders kan doen wanneer hierdie druk van buite kom. Een van die teoloë wat ek so goed ek gelees het, sê Petrus sê vir die gemeentes, vir die gelowiges, die Engelse praat van 'n double take. Nee, jy moet 'n tweede keer gaan kyk, jy moet bietjie dieper kyk. Wat gebeur hier in jou lyf wanneer daar druk van buite kom, wanneer hierdie lyding van buite kom oor jou geloof? Wat gebeur hier binne? Gaan maak mooi seker, nee. Wat kom uit? Wat gaan terug? Want dit is maklik, sê die persoon, om te sê, ek is 'n goeie mens, ek is 'n Christen, ek kom kerk toe, maar wanneer die druk van buite af my bietjie vasdruk, wat kom regtig dan uit? So Petrus sê vir hulle, jy moet gaan dink oor hoe God in jou lewe teenwoordig is, hoe hy jou verander het, hoe hy jou help elke dag, hoe hy jou help om anders te kyk na hierdie situasies en 'n antwoord reg te kry voordat iemand jou dalk vra. Want as iemand jou skielik vra en jy het nog nooit oor dit gedink nie, hoe gaan jy 'n antwoord kan gee wat hulle na God toe wys? 'n Antwoord kan gee wat vir hulle wys hoe God in jou lewe werk en hoe hy met jou besig is en hoe hy jou op hierdie pad vat. So gaan kry jou antwoord reg oor hoekom jy anders doen in hierdie wêreld wanneer die druk van buite baie raak. En dan sê hy, Christus het hierdie pad eers gestap. Hy het ons na God toe gewys. En daarom moet ons die wêreld na God toe wys. Christus is ons voorbeeld in lewe en in lyding, sê Petrus. So as ons dink oor Christus wat ons voorbeeld in lewe is, dan moet ons gaan kyk, maar hoe het Christus geleef? Saam met watter mense het hy tyd spandeer? Watter dinge het hy aangespreek? Wat het hom kwaad gemaak? Wat het hy vir mense gesê om hulle te bemoedig? Hoe het hy saam met mense gestap en geleef en hulle bedien? En my lewe moet daarby inskakel en ek moet dit gaan nastreef. Want in lewe is hy my voorbeeld, maar hy is ook in lyding my voorbeeld. Christus het ook gelei vir die geloof wat hy gebring het, vir die verlossing wat hy gebring het. Hy moes daai lyding deurgaan sodat ons hierdie verlossing het. Hy het alles gegee. En dan sê hy vir ons eintlik, jy gaan ook ly. Jy gaan ook teenkanting beleef, omdat jy my kies. Ons kan nie verwag dat daar niks moet wees nie. Maar hoe het hy deur dit gegaan? Hoe het sy lydingspad gelyk? Hy het nie opgegee nie, ja, hy het gehuil, hy het bloed gesweet, hy het gebid, maar hy het deurgegaan en oorwinning behaal. So die vraag vanoggend dan eintlik is, ons is nie in ballingskap nie. Ons is nie een van daai gemeentes in Asië vir wie Petrus skryf wat vervolg word vir hulle geloof nie. So ons moet 'n bietjie vir onsself vra, hoe lyk lyding vir my geloof dan nou in 2026 in Suid-Afrika waar ek leef en werk elke dag? Daar is mense in ons gemeente wat in kantore werk waar die mense om hulle sê hulle is Christene, maar hulle is juist die wat die lyding veroorsaak. Dis 'n realiteit. Daar is mense wat in sekere werksareas werk waar geloof en wetenskap teenoor mekaar gestel word en hulle moet op 'n manier vind om hulle geloof binne hulle wetenskap te kan bly uitleef. By die skool, op universiteit, gebeur dit baie.
As jy die een is wat gaan split, dan word jy uitgestoot. As jy nie jou boek wil gee vir die afskryf nie, dan word jy dalk bietjie uitgestoot. As jy opstaan en sê, ons gaan nie oor hierdie vriendin skinder nie, dan is jy die een wat nou skielik verkeerd is. Ons lyding en ons teenstand vir ons geloof is vandag nie noodwendig groot, soos dit wat die gemeentes in Petrus dit beleef het nie. Maar ons word daagliks vir hierdie keuse gestel van my geloofsintegriteit. As ek hierdie ding doen, wat sê dit van my as gelowige? Getuig dit van my uitspraak dat ek 'n kind van God is, of praat dit teenoor dit? Ek gaan nie baie tyd gee dat elkeen oor hierdie vrae dink nie, maar dit is die dinge wat ek dink ons 'n bietjie oor tyd moet spandeer. Om te sê, wat moet ek opgee of ophou doen, want dit belemmer my geloofsintegriteit? Watse gewoontes het ek? Watse dinge neem ek aan deel, wat my geloofsintegriteit benadeel? Wie moet ek laat gaan? Watter vriende het ek wat besig is om my weg te laat draai van God af? Of wat maak dat ek telkens kies vir die wêreldse manier teenoor God se manier? Of watse grense moet ek stel by die werk om te sê, goed, maar hierdie persoon ontstel my elke keer oor die goed wat hulle sê, oor die sienings wat hulle het, en ek gaan 'n gesonde grens stel en sê, dis wat ek glo, maar ek gaan nie elke keer noodwendig 'n geveg ingaan oor 'n saak nie. Op universiteit het ek langs 'n meisie gebly en op Boetie het op 'n stadium kom sê hy wil met my praat oor 'n sekere saak en ek gaan sê is reg en ons het 'n afspraak gemaak. En ek dink in my voorbereiding, want ek het geweet ons gaan verskil oor die saak, en ek dink toe ek voorberei, het die Gees my die wysheid gegee om te besef, maar hierdie persoon kom nie om te sê, kom ons praat oor hoekom verskil ons, hoe dink elkeen van ons en hoekom dink ons so nie. Hy het eintlik maar net gekom om vir my te kom sê, jy is verkeerd en jy is sleg en dis dit. En toe hy by my deurkom, het ek van gevra, wil jy hieroor praat? Of wil jy eintlik maar net vir my kom sê ek is verkeerd? Dis die tweede een. Sy van, maar dan gaan ek nie met jou die gesprek voer nie, ek is jammer. Want ek hoef nie. Ek hoef my nie daarin te begin. As dit 'n gesinvolle gesprek is en ons kan mekaar hoor en luister en soms selfs, dan is dit anders. Maar ek mag gesonde grense stel waar mense my afbreek in my geloof. Wat moet ek aan myself verander? En hierdie is nie die lekker vraag nie. Hierdie een vra eerlikheid oor dele van my persoonlikheid dalk of my manier van doen wat ek so gewoond is al, dat ek nie eintlik besef, dit kraak my getuienis af nie. Nie eintlik besef, as ek aanhou mense so te hanteer of aanhou om op hierdie manier voor te gaan en ek dit onder die vaandel van dit is nou maar hoe die Here my gemaak het, kan nie so wees nie. So elke se persoonlikhede het ook swak kante en daarom moet ons werk en ons moet vir die Here vra om ons te help daarmee. Wat van myself moet ek vir die koninkryk gee? Wat vra God? Waar moet ek in sy koninkryk besig wees? Waar moet ek opstaan? Waar moet ek uitstaan vir die koninkryk? Waar moet ek diensbaar wees? Waar moet ek my lyf en my hande en my tyd en wat ook al gee sodat die koninkryk gebou kan word? Ten spyte van dit wat teenoor my gedoen kan word. En watter verskonings moet ek laat vaar? Wat gebruik ek as verskonings om nie enige van hierdie goed te hoef te doen nie? Watter verskonings hou ek vir myself voor om te vermy dat ek so my geloof leef in hierdie donker wêreld, sodat ek nie hoef uit te staan nie, sodat ek nie gekonfronteer hoef te word met die lyding wat dalk daarmee saamgaan nie. So hierdie vraag kan jy 'n bietjie oor gaan nadink. Dit is nodig dat ons
dieper gaan delf vir hierdie goed, en julle weet nou die preke is dan nou op YouTube beskikbaar, so jy kan weer die vrae daar gaan kry, as jy hulle nie vanoggend kon neerskryf nie. Maar kom ons doen die moeite om te gaan kyk na hierdie goed, en te sê, maar ek is bereid om die lyding te trotseer, as dit beteken, dat ek die Here eer. In die nagmaal het ons vanoggend gevier, dat Jesus alles gegee het. Alles. Dan vra dit van my, dat ek bereid moet wees, om in hierdie wêreld uit te staan vir hom. Om ook my alles te gee. Dan kan daai verskonings nie werk nie. Want dan maak ek dit wat Jesus gedoen het goedkoop. Hy gee alles, ek hoef nie. Die lyding wat ons vir ons geloof beleef baie keer, die teenkanting, wat kleiner situasies is of groter situasies, bring nuwe moontlikhede vir my groei, vir my dieper gewortel raak in my verhouding met die Here, maar dit breek ook nuwe moontlikhede in die wêreld oop, as ek bereid is om my kant te bring daar. En dan kortliks net 'n deel van die Bybelstudie hierdie week fokus daarop, dat jong mense rolmodelle nodig het, om dit te kan regkry in hierdie lewe. 'n Jong mens wat nie geleer word hoe om sy Bybel te lees nie, gaan nie te weet hoe dit werk nie. 'n Jong mens wat nie begelei word om te sê, goed, maar hierdie lydingssituasie, hierdie moeilikheid is nou in jou lewe, hierdie teenkanting beleef jy, hierdie verwerping beleef jy, hierdie swaar beleef jy, hoe is God in dit teenwoordig? Wat dink jy, vra God van jou, hoe moet jy optree in hierdie situasie? Jong mense gaan dit nie net leer nie, kinders gaan dit nie net leer nie, en dit kan enigiemand wees wat jonger as jy is, nee, dit hoef nou nie skoolkinders te wees nie, jong werkendes, jonger kollegas wat jy het, vriende se kinders wat ook jonger is, in wie se lewens jy inspreek. Maar kom ons doen moeite, om die jonger mense wat oor ons pad kom, om hulle te help sê, maar hoe leef ons, te midde van 'n wêreld, waar jy lyding gaan beleef, en ons begelei hulle om te groei in dit. Want ek sê altyd vir hulle, as hulle nou reeds, op 'n jong ouderdom, hierdie goed kan begin internaliseer, verwerk, verstaan, dan gaan hulle makliker deur die lewe gaan, want hulle is vroeër in hulle lewe toegerus, as wat baie van ons dalk was op daardie ouderdom. Maar kom ons neem verantwoordelikheid vir die jong mense, met wie my paaie kruis, om hulle te help, om dit te kan regkry. Amen. Kom ons neem 'n tyd van stil gebed, en ons kom voor die Here. En jy weet vanoggend, watter vorme van lyding jy dalk teenkanting, jy dalk beleef, oor jou geloof, jy weet watter dinge maak dat jy dalk nie uitstaan in hierdie donker wêreld nie, want jy is bang vir iets. Kom ons neem 'n oomblik om dit voor die Here te bring vanoggend. Here, ons kom voor U, en ons weet, Here, ons skiet baie tekort, op verskeie maniere. Maar dankie dat ons vanoggend weet, U genade beteken ook dat U binne daai tekortkominge met ons werk, en ons wil gebruik, en ons weer in die regte rigting draai. Maar Here, mag ons nie langer verskonings uitdink, om uit te staan in hierdie wêreld nie. Mag ons met integriteit ons geloof, wat ons bely, ook gaan leef. Mag dit wat ek doen, dit wat ek sê, dit waarmee ek besig is, getuig
dat ek U liefhet en dat ek verstaan dit wat U gedoen het, sodat ek U kind kan wees. En dat ek daarom bereid is, Here, om myself af te lê, om my kruis op te neem, en te doen wat U van my vra, om in U voorbeeld te volg, Here Jesus, in lewe, maar ook in lyding. Amen.